langs iemand sit, en kom ons bid saam dan as geloofsgemeenskap. Ons God wat altyd met ons is, dankie vir die voorreg dat ons hier kan wees en aan die voete kom sit. Wanneer ons vanoggend hierdie woord lees, vra ons Here dat dit nie net woorde op papier sal wees nie, dat dit nie net oulike idees of goeie konsepte sal wees nie, maar dat dit werklik vir ons lewend sal wees. Dat U vanoggend hierdie lig vir ons ook sal wees, in ons omstandighede en in ons situasies. U weet wat elkeen van ons se agtergrond van hierdie week is. U weet waarvandaan ons kom en waarheen ons op pad is in hierdie week wat voorlê. En dis weet U ook, Here, wat elkeen van ons nodig het. Dankie dat ons U kan vertrou om ons elkeen te ontmoet waar ons is. En mag hierdie ontmoeting 'n verandering bring in ons, sodat ons al hoe meer sal word na die beeld van U seun. Hierdie Here bid ons nie uit verdienste nie, maar alleen uit U genade. Amen. Gemeente, vanoggend, as jy so lank wil soek, gaan ek vir die teksgedeelte noem, maar ons gaan so 'n bietjie later eers daarna kyk. Ons teksgedeelte kom uit Johannes 12. Johannes 12 van vers 44 tot 50. Ek gaan lees uit die 2020 vertaling, so die teks gaan wel op die bord wees, maar ek wil jou regtig aanmoedig, as jy 'n Bybel van een of ander vorm by jou het, volg saam. Dit gaan natuurlik interessant wees as jy 'n 83 of 'n 53 vertaling byderhand het, want hier en daar sal bewoording so 'n bietjie verskil. Of natuurlik as jy jou selfoon byderhand het en jy het die Bybel toepassing, loer bietjie daar en speel dalk rond met 'n vertaling of kies die 2020 vertaling en lees saam. Dis in elk geval altyd 'n voorreg om dit uit jou eie Bybel uit te kan raaklees. Op so 'n manier word dit ook iets wat ons vreemd genoeg saam huis toe kan vat. Dis nie net iets wat jy op 'n skerm sien. Nou, vanoggend wil ek eers die vraag vra, en ek rig dit juis aan die kinders in die gehoor, maar as daar van die volwassenes is wat ook eerlik wil wees en 'n hand opsteek, voel vry om so te doen. Wie van julle is ongemaklik met pikdonkerte? Wie van julle is ongemaklik met pikdonkerte? Dankie vir die eerlikheid. Right? So, nou praat ons van al die ligte is af. Daar's nie eers 'n enkele liggie aan nie. Nou wil ek hoor, wie van julle het al ooit 'n donker kamertjie gespeel of wegkruipertjie gespeel in 'n pikdonker huis? Right? Goed. Nou, dis nou die een plek in my lewe waar ek 'n lyn trek. My sussie is getroud in 'n familie wat mal daaroor is om, as dit 'n familiebyeenkoms is, die huis se ligte af te sit in die middel van die nag en dan wegkruipertjie te speel. Ek dink jy skrik jouself in 'n ander bloedgroep in. Maar donkerte is nie vir ons gemaklik nie. Vir meeste van ons is dit nie gemaklik nie. Daar's baie van ons wat selfs bang is vir die donker. As jy dalk dink hoe vinnig jy graag 'n lig wil aansit as jy in 'n donker vertrek instap. En nou, ons kan nou op 'n baie platoniese vlak sê, dis dalk net fisiese donkerte. Vir die kinders wat hier is vandag, donkerte gaan ook vir julle anders lyk. Jy dink dalk aan regte donkerte, of jy dink dalk aan 'n stukkie hartseer wat jy het. Of dalk dink jy aan iets wat vir jou donker voel, dis dalk die akademiese jaar wat voorlê, of iets in jou sport wat voorlê waaroor jy 'n bietjie onseker is. Vir volwassenes is donkerte eintlik maar nog steeds so vreesaanjaend, ons donkerte lyk net anders. Dis dalk nie net fisiese donkerte nie, dis dalk die geloofsvrae wat jy het, wat jou so bang maak dat jy eintlik dit nie wil vra nie. Want jy's bang dit trek meer goed in twyfel as wat jy sekerheid het. Of dis die onsekerheid oor 'n toekoms. Jy weet nie wat hierdie jaar gaan inhou nie. Jy weet nie wat hierdie jaar vir jou besigheid gaan inhou nie, of jy weet nie wat hierdie jaar gaan inhou vir jou werksomstandighede nie. Dit kan 'n verhoudingsonsekerheid wees. Jy weet nie wat om te maak nie, met 'n vriendskap, met 'n huwelik of met familie. En natuurlik kan dit ook verlies wees, daai donkerte wat ons ervaar wanneer iemand wat baie na aan jou was, verdwyn. En so, donkerte is iets wat ons nie graag mee te doen wil hê nie. En donkerte grootendeels omdat dit onsekerheid bring. As dit fisiese donkerte is die vraag altyd, wat is saam met my in die kamer? As jy so wegkruipertjie speel of donker kamertjie speel, dan is die vraag altyd, wie's ook hier? En jy gaan nie noodwendig weet nie.
Maar in enige donker spasie, of dit hartseer is en of dit net hierdie week is wat voorlê of die jaar is wat vir jou voorlê, die onsekerheid is wat ons vang. Ons weet nie. Ons kan nie presies bepaal nie. En dis die goed wat ons baie keer mal maak. Ons dink as ons vooruit weet, soveel as moontlik vooruit weet, dan ons is rustiger. En die ironie is, in baie gevalle van ons lewe, hoe meer ons weet, hoe donkerder voel dit, want hoe meer vrae kom na vore. Maar goed, dit daar gelaat. Donkerte is nie vir ons gemaklik nie. Maar nou weet ons ook dat Jesus sê hy is die lig vir die wêreld. Nou ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net op daai konsep stil staan. Want Jesus het nie gesê ek is die roeteaanwyser vir die wêreld nie. Jesus het ook nie gesê ek is die kennis vir die wêreld nie. Of ek is die wysheid vir die wêreld nie. Alhoewel ons weet kennis en wysheid en al hierdie goed van God afkom, het Jesus juis die frase gekies, ek is die lig vir die wêreld. Hierdie woorde word baie fyn gekies. Nou, lig se betekenis wissel 'n bietjie. Maar grootendeels is daar lyne wat ons kan trek. En kom ek sê vir jou so. In 'n Joodse konteks het lig die simboliek gedra van God se glorie en teenwoordigheid. In 'n Grieks-Romeinse konteks waarin Jesus geleef het, het lig die simboliek gedra van kennis en waarheid. Vandag, wat beteken lig vir ons vandag? Simboliseer eintlik die volgende. Die eerste is waarheid en kennis. Lig simboliseer vir ons iets van om te kan weet en om te kan verstaan, maar ook om te kan bloot lê. Met ander woorde, wat ook al 'n geheim was, wat ook al ek nie geweet het van nie, wanneer lig daarop skyn, dan word dit duidelik. Dit simboliseer ook vir ons iets van God se teenwoordigheid. Lig vir ons as gelowiges simboliseer nog steeds God wat in 'n ruimte en 'n spasie is. Dis die rede hoekom ons kersse aansteek in die kerk. Dis om iets te simboliseer van God se teenwoordigheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees wat met ons teenwoordig is. En dan simboliseer lig vir ons ook openbaring of om iets bekend te maak. Iets waarvan ons dalk nie voorheen geweet het nie of iets waarvan ons nie voorheen kennis gedra het nie, wat vir ons al hoe meer duidelik word. Nou, wanneer ons hierdie teksgedeelte gaan lees oor Jesus wat sê, ek is die lig vir die wêreld, dan kom dit eintlik in 'n baie vreemde gedeelte voor. So ons gaan eers die vreemde gedeelte lees en ek wil hê jy moet dalk oplet, wat aan hierdie teks is vir jou 'n bietjie ongemaklik. En dan gaan ons bietjie na hom kyk. So kom ons begin by ons teks. Johannes 12 van vers 44 tot 50. Dit sê: Toe het Jesus uitgeroep: Ek, wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig na die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand my woorde hoor en dit nie bewaar nie, veroordeel ek hom nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te verlos. Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het iets wat hom veroordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom op die laaste dag veroordeel. Ek het immers nie uit my eie gepraat nie, maar die Vader wat my gestuur het, het self vir my 'n opdrag gegee oor wat ek moet sê en wat ek moet verkondig. En ek weet dat sy opdrag die ewige lewe is. Wat ek dus sê, sê ek presies, net soos die Vader dit vir my gesê het. Ons lees net tot sover. Hierdie teksgedeelte klink dalk bietjie vreemd, want Jesus sê nie net ek is die lig vir die wêreld nie, hy sê ook die wat my woorde bewaar, luister en bewaar, vir hulle is hulle nie meer in die duisternis nie. Maar as my woorde nie bewaar word nie, as dit wat ek sê nie regtig grondslag vind nie, dan sê Jesus ook, ek is nie hier om te oordeel nie. Maar eintlik deur die feit dat ons nie hierdie woorde volg nie, is daar 'n stuk oordeel. En die vraag is, wat bedoel Jesus hiermee? Om 'n stuk gereedskap te hê wat ons dalk hierin kan help, moet ons kyk na die verhale wat vooraf volg. So ek wil jou uitnooi vanmiddag as jy by die huis is, neem tyd en lees Johannes 12 van die eerste vers af deur tot hier aan die einde van vers 50.
So, wat in Johannes gebeur is 'n paar interessante goed. Die eerste ding is Jesus wat in Betanië gesalf word. Julle sal onthou dat Maria na hom toe gekom het, 'n hele kruik nardesolie oor sy voete uitgegooi het, wat peperduur was. En eintlik in essensie 'n klomp vrae ontsluit het. Judas het nie die beste bedoelings gehad nie, want ons leer dat Judas eintlik nie net die beursie bestuur het van die disippels nie, met ander woorde, hy het hulle finansies bestuur en mee gehelp, maar dat Judas ook seker gemaak het hy 'n goeie gedeelte van daai geld vir homself kon vat. Tog het Judas die opmerking gemaak en gesê, daar word altyd gesê ons moet na die armes omsien. Nou kan julle dink wie ons almal kon kos gee met hierdie geld, wat Maria net op Jesus se voete kom uitgooi het. En Jesus wat dan sê, maar eintlik het Maria my gesalf vir my sterwe. En net die volgende gedeelte kom Jesus met 'n intog in Jerusalem in. En ons weer iets wat vreemd is. Want wat in hierdie optogte altyd verwag word, want hierdie optog was nie vreemd nie, is dat dit die keiser sou wees wat by die stad inkom. Dat hy dit sou doen met sy perde en met sy leermagte. Dat die weermag as te ware 'n hele optog gehou het. En dat mense kon sien hoe magtig en hoe sterk die keiser is. Dit sou 'n oorwinningsmars gewees het. Jesus doen presies dieselfde, maar hy ry nie op 'n perd nie, maar op 'n donkie. En palmtakke word voor hom gegooi, iets wat vrede simboliseer. Soveel soos wat die Jode verwag het, dat die Messias, die redder, moes inkom as 'n militêre held, om die regering op sy kop te swaai, want is hierdie regering wat mense doodmaak, wat mense vernietig, wat mense se lewens ruïneer. Soveel soos wat dit die verwagting is die koning wat hulle kry, nie 'n militêre leier nie, maar een wat in vrede inkom. En weer eens pas dit nie lekker by die prentjie wat almal gehad het nie. Jesus se prentjie is anders. En dan laastens is Jesus besig om oor sy dood te praat. Jesus vertel dat dit belangrik is vir 'n koringkorrel om te sterf in die grond sodat dit kan vrug oplewer. Ek en jy weet, 'n saadjie moet in die grond geplant word en die saadjie gaan eintlik dood en ontkiem sodat die plant na vore kan kom. En Jesus gebruik hierdie simboliek om te sê, ek's die eerste seun van God, die eerste kind van God, maar ek lê my lewe neer sodat ek en jy wat vandag hier sit, ook kinders van God kan wees. En dis weer eens verwarrend. Want onmiddellik sê die Fariseërs vir Jesus, maar vir ons is daar gesê dat die Messias sal vir ewig regeer. Ons het 'n koning nodig wat vir ewig kan regeer, nie een wat gaan sterf nie. En is dan op daai punt wat Jesus sê, julle sien nie. Hierdie geslag sien dit nie raak nie, julle is eintlik nog in die duisternis, maar ek is die lig vir die wêreld. En die wat my woorde hoor en my woorde aanneem en bewaar, hulle is nie meer in die duister nie. Hier is wat Jesus daarmee bedoel. Ek en jy het altyd 'n manier om te kyk na omstandighede en situasies. En ons doen dit redelik op ons logika, nie waar nie. Net soos in hierdie gevalle waar dit redelik logies sou wees om eerder aan die armes te gee as om duur olie te koop. Of waar dit redelik logies sou wees dat 'n militêre leier die verlossing moet bring, want wie anders gaan teen die Romeine opgestaan kan kom? Vredespraatjies is nie wat ons nodig het nie, ons het ingryping nodig. Of die hele gedagte dat al die profesieë praat van 'n Messias wat vir ewig regeer, en hierdie man wat sê hy is die seun van God, hy praat van hoe hy gaan sterf. Wat ons moet verstaan in ons lewens is wanneer ons self probeer iets uitredeneer, dan is ons eintlik altyd besig om in die donker te tas. Want die lewe bied vir ons hierdie oulike prentjie. 'n Prentjie van wat jy moet doen om suksesvol te wees, of wat jy moet doen om te bereik wat jy graag wil bereik, wat jy moet doen om gelukkig te wees. Ons sien dit op TV en sosiale media en reg rondom ons, word ons geïndoktrineer met hierdie prentjie. En ons het al in die verlede gepraat oor hierdie prentjie. Die prentjie het 'n vangplek, nie waar nie. Jy moet altyd die volgende ding doen om werklik gelukkig te wees. Jy moet altyd die volgende probleem uitsorteer om regtig vrede te hê. Die wêreld se manier van vrede is die afwesigheid van konflik. Terwyl vir God lyk goed anders. Want
wanneer God 'n saak aanpak, het hy nie net 'n groter prentjie nie. Hy sien ook watter impak dit gaan hê in mense se lewens. God het 'n uitkykpunt wat ek en jy nie het nie. En God het 'n hart wat ek en jy nie altyd het nie. In 'n blote godsdienstige kapasiteit sien ons hoe die Fariseërs hulle beste doen om die wet na te kom. En deel van om die wet na te kom is om onder andere vir mense te sê jy's heilig genoeg om deel te wees van hierdie geloofsgemeenskap en vir ander te sê jy's te veel vol foute. Jy kan nie regtig in God se teenwoordigheid inkom nie. En dit klink amper logies want tog weet ons het 'n heilige God, nie waar nie? Maar God se hart klop anders. Die hele beginsel wanneer Jesus kom is juis dat hy sê almal is welkom. En daar waar daar 'n gaping is, waar ons nie heilig genoeg is om in God se teenwoordigheid te kom nie, daar kom staan Jesus in die gaping. Met God werk goed anderste. En so wanneer Jesus sê ek is die lig vir die wêreld, nadat ons die salwing in Betanië gesien het, nadat ons die intog in Jerusalem gesien het en nadat ons gesien het hoe Jesus sy dood voorspel, is ons eintlik besig om agter te kom dat Jesus ons uitnooi om deur sy oë na die wêreld te kyk. Sy woorde, sy manier van doen en dink, dis die lig in ons lewe. So vra jouself dalk hierdie twee goed af. Wanneer ek voor my situasie staan en jy kan nou dink aan jou eie situasie en omstandigheid. Hoe sien God hierdie situasie? As ek moet kyk na hierdie omstandighede, in plaas van om myself af te vra, ek moet hierdie ontleed, wat beteken dit vir my, wat moet ek hiermee maak? Vra jouself eers af, hoe sien God hierdie situasie? Jy mag dalk agterkom dat waar dit vir jou 'n bedreiging is dit vir God net 'n volgende geleentheid vir 'n getuienis. Of jy mag dalk agterkom waar dit vir jou 'n uitdaging is dit eintlik vir God die geleentheid om jou te help karaktergroei. Of jy mag dalk dink dat waar dit reg is dat hierdie ding gebeur, 'n ramp of teëspoed wat iemand tref. Want hulle wou mos so leef, hulle wou mos die besluit neem. Dat dit eintlik God se hart is vir my en jou om te help in daai omstandigheid. So die eerste vraag is altyd, hoe sien God hierdie situasie? En die tweede vraag is, wat sê God van hierdie situasie? Wat het God gesê van hierdie omstandighede? En ons gaan dalk nie elke omstandigheid direk so in die Bybel kry nie, maar gaan trek 'n bietjie parallelle met hoe Jesus geleef het. Wanneer ons die vraag gaan vra, hoe sien God hierdie situasie en wat sê God van hierdie situasie? As ons sukkel om dit uit te pleis in 'n redelike dik Bybel, dan kan ons dit eenvoudig fokus op die evangelies. Want Jesus het gesê, as julle my sien, het julle die Vader gesien. So hoe het Jesus dit aangepak? Hoe sou Jesus dink wanneer hy in my skoene staan? Hoe sou Jesus kyk na hierdie situasie? En wat sou Jesus hieroor te sê gehad het? Die oomblik wanneer ons dit doen, dan is ons besig om in 'n donker wêreld, waar 'n klomp goed onseker is, en 'n klomp goed eintlik gepak is met die wêreld se leuns oor hoe my lewe moet lyk, of wat ek moet doen om sukses te bereik, of wat ek moet najaag om vreugde te hê, wat ek moet ontslaaf van raak om vrede te hê. Daai donkerte skyn God 'n lig op. En net soos in hierdie 3 voorbeelde van die salwing in Betanië, die intog in Jerusalem en Jesus se sterfte wat voorlê. In elkeen van daai omstandighede sal jy agterkom dit lyk altyd anders. Want God se lig in 'n donker wêreld lyk anders. Dis die rede hoekom ons uitgenooi word om hierdie lig te gebruik. So tot op hede. As jy gevoel het jy het weggeraak, die laaste woord wat jy gehoor het was die eerste of die laaste sin van ons gebed. Jy het lekker geslaap tot op hede en jy het nie regtig idee waaroor hierdie preek gaan nie, dan hier is die bottom line as te ware. Jesus se lig help my om te sien en help my om te leef. Ons kan nie sonder die lig van Christus leef nie. Want elke ding wat ek probeer doen uit my eie oë en my eie perspektief is altyd 'n rondtas in die donker. En ek gaan of myself skade doen
of ek gaan die mense om my skade berokken. Dis wanneer ek hierdie lig werp, die manier hoe God situasies sien en die manier hoe God oor situasies praat, dis eers dan wat ek werklik in die lig begin leef. So vat as 'n voorbeeld jou familiesituasie of jou werksituasie, die kollega waarmee jy dalk sukkel om oor die weg te kom. Vat jou skooljaar wat voor lê, waar jy onseker is oor jou akademie of jou punte of die sportdoelwitte wat jy dalk wil bereik. En vra jouself af, in hierdie omstandighede, wat sê Jesus hieroor? Kan die voorbeeld wat Jesus gestel het my leer of my help om te sien? En kan dit my help om op 'n sekere manier te leef, dat hierdie ook tot eer is van God? Gemeente, dis die voorreg wat ek en jy het. Ons het nie nodig om in die donker rond te tas nie. Maar dit vereis van ons iets. Dit beteken, ons het nodig om te kies, om deur God se oë en deur God se woord na die lewe om ons te kyk. Amen. Met hierdie in gedagte, gaan ons